You are awesome in this place. Dis wonderbaar, U is die raadsman, die sterke God, die ewige Vader, die vredevols, en dankie dat ons U kan aanbid, en dat ons U naam kan loof en prys, U is 'n wonderlike God. Seën ons Here, en praat met ons ook vanaand, dat ons net weer eens gaan besef, hoekom vandag so belangrik is, die dag wat ons vier, Hemelvaart. Dat ons weer eens so bietjie sal besef waaroor dit gaan. En ons bring U die lof en die eer, U is 'n goeie God. Daar is niemand soos U nie. Amen. U kan die sitplekke neem. Dankie broeder en suster. Ek wil dankie sê vir Annika, en Melanie, Eddie. Ek het eintlik baie lanklaas saam met my vrou gesing en saam met my kind ook geworship, so dis 'n rukkie terug. En dit was regtig wonderlik. Nou, ek wil vanaand met U 'n gedeelte deel. Is 'n hemelvaart spreek uit die aard van die saak. Maar voor ons gaan kom by dit, ek gaan met julle praat oor waarom staan julle en kyk op na die hemel. Ek het vandag by 'n klomp plekke geopen en ek het nog 'n begrafnis ook gehad en 'n klomp sessies gehad en by al die plekke waar ek geopen het die volgende woord na vore gekom. In die ou dae, ek praat van toe ek nou nog jongerig was, nou is ek ouerig, maar jongerig was Hemelvaartdag 'n publieke vakansiedag, kan julle dit onthou? Dis nou net die ouer garde wat dit kan onthou. Ons praat van voor 95, okay. So dis ook al wat 31 jaar terug, né? Toe was dit nog 'n vakansiedag. Hoekom? Want dit was 'n Christelike vakansiedag op ons kalender. Hoekom? Want dit is een van die belangrikste dae op die Christelike kalender, Hemelvaart. Hemelvaart is net so belangrik as wat Golgotha was. Het beteken Paasnaweek, net so belangrik as Desember 25ste, wanneer ons nou Jesus se geboorte vier. So, Hemelvaart val in daai kategorie. En weet julle, dat mense het dit begin vergeet. Kerke het dit begin vergeet. Weet julle hoe min kerke het vanaand 'n diens? En kom ek sê vir julle, ek het in 'n milieu groot geword. Vakansiedag of te not, daai aand is jy in die kerk. Want dit is Hemelvaartdiens. Ons het dit gaan vier, hoekom? Want ons wil vir die Here dankie gesê het, dat hy opgevaar het. Nou, voor ek gaan kom by die boodskap, en ek gaan nie verskriklik lank wees nie, wil ek vir julle gou op 3 dinge attent maak, hoekom Hemelvaart so belangrik is. Nommer 1, het Jesus gesê, as ek nie gaan opvaar nie, gaan ek nie vir julle kan plek gaan voorberei. So die eerste rede vir Hemelvaart is, Jesus het vir ons plek gaan maak. Die tweede rede, as ek nie gaan opvaar na die hemel vir julle plek gaan maak nie, gaan ek ook dan nie weer kan kom nie. So die tweede ding is, Jesus het opgevaar om ons plek te maak, sodat hy weer kan kom en sy kinders kom haal. En dan is ook 'n derde rede. Want as ek nie gaan opvaar nie, gaan ons nie die Heilige Gees vir julle kan stuur op Pinksterdag nie. Onthou, Jesus het gesê vir sy disippels, ek gaan julle nie alleen los nie. As ek opvaar, wat doen ek? Ek gaan die Heilige Gees vir julle stuur om altyd by julle te wees. Daar is die 3 redes vir Hemelvaart, die 3 belangrikste redes. En ons vergeet dit. Sonder Hemelvaart het die Here nie plek gaan berei nie. Sonder Hemelvaart gaan hy nie weer kon kom nie. En sonder Hemelvaart sou die Heilige Gees nie uitgestort word. Rina, dit maak ons nou sin, as jy nou mooi dink aan die Afrikaans. Ja, dis absoluut awesome. Here, dankie vir dit. Maar nou, kyk ons daar in Handelinge 1 vers 8 tot 11, en ek lees die gedeelte, Galileese manne, waarom staan julle en kyk op na die hemel, hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Van daar af die tema, waarom
staan julle op en kyk na die hemel. Wanneer het dit gebeur? Nadat Jesus klaar opgevaar het, en nou soek die disippels, waar is hy? En hulle kyk, en hulle soek, en hulle sien niks nie, want hulle sien hom nie meer nie, en skielik is die engele daar, en die een engel sê, hoekom kyk julle op? Hoekom soek julle? Jesus is nie meer nie. Hy het opgevaar, soos wat hy gesê het. En dis hoekom ek vir jou wil vra vanaand, hoekom kyk jy op hierdie stadium op na die hemel? Op hemelvaart. Why? Ag Here, u moet nou kom asseblief, ek het môre 'n verskriklike toets. Nee, dit gaan nie so werk nie. Here, waar is u? Die Here is in die hemel, maar sy Heilige Gees is by ons en God is met ons. God is altyd by ons. Nou, Jesus leef, regeer en hy kom weer. Dis die realiteit waarmee ons te maak het. Nou as inleiding wil ek gebruik, die hemelvaart is nie die einde van Jesus se werk nie. Dis die begin van die kerk se opdrag. Dis die begin van die kerk se opdrag. So baie mense sien hemelvaart as Jesus wat weggaan, die disippels wat alleen agtergebly het, as die hemel wat stil raak. Maar hemelvaart is eintlik die kroning van die koning van die konings. Die bevestiging van sy oorwinning en die begin van die kerk se krag. Die disippels het opgekyk, maar die engele het gesê, waarom staan julle en kyk? Julle taak is nie om net na die hemel toe te staar nie, maar om die wêreld te verander met die evangelie. So opkyk en kyk waar is Jesus, begin 'n verandering maak in hierdie wêreld vir hom, want hy het jou nie alleen gelos nie, hy het die Heilige Gees gestuur en later in die maand gaan ons Pinkster vier. En ek hoop julle wat vanaand is, gaan hy Vrydag aand en hy Saterdag aand en hy Sondagoggend in die diens wees. Ons gaan weer 3 dienste. Pinksterdienste. Ons gaan dit weer vier. So ek en jy moet 'n verskil maak. Nou, hemelvaart is die einde nie, dis die begin. Jesus se hemelvaart bevestig sy oorwinning. Nou, as punt 1 wil ek vanaand gebruik, die hemelvaart bewys dat Jesus die koning is. Hoekom? Hy het opgevaar na die hemel, na God toe. Hy's God, hy's koning. Handelinge 1 vers 9 sê, en nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. Jesus het nie verdwyn omdat hy swak was nie. Hy het opgevaar omdat sy werk hier op aarde voltooi was. Nou moes hy die volgende werk gaan doen. Hy moes vir ons plek gaan maak. Jy sien, die kruis was nie die nederlaag. Weet, ek herinner my aan 'n liedjie van Carmen wat ons gedoen het toe ek nou nog redelike jong ou was. Waar die duiwel gevier het en hy het party gehou toe Jesus dood is, want hy het oorwin. Maar so stupid as hy was, het hy vergeet Sondag kom. Die opstanding kom, en dis wat die woord sê. En hy het die woord geken, maar daai ding het hy gemis. Hy het gedink is die einde van Jesus, maar dit was nie. Jy sien, die graf kon hom nie hou nie, die dood kon hom nie bind nie, Satan kon hom nie oorwin nie. So hemelvaart is Jesus se triomftog terug na die Vader. En dis wat so wonderlik is. Efesiërs 1 vers 20 tot 21 sê, aan sy regterkant in die hemel, bo alle owerheid en mag, daar sit Jesus. So Jesus sit op die troon in heerlikheid met alle mag. En hy sit daar nou, soos ek en jy praat, hy's daar. En dis hoekom dit so belangrik is, hy is bo alle mag en alle owerhede, sê die woord. Tweedens, Jesus het nie sy kerk verlaat nie. Ekskuus, ek gaan bietjie vinnig al, Marie, jy moet maar byhou. Sorry sis. Jesus het nie sy kerk verlaat nie. Baie mense dink Jesus het weggegaan. En die duiwel wil dit ook vir jou sê, maar Jesus het jou en my net nie gelos. En hy het nie. Nee, hy het gesê in Matteus 28 vers 20, en kyk,
ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Wow. Maar dan opgeval. Luister, God is nog steeds met ons deur die Heilige Gees. Dis hoekom Jesus sê, ek het julle nie alleen gelos nie. Hy het die Heilige Gees vir ons gestuur. So fisies het hy opgevaar, maar geestelik is hy nader as ooit, deur die Heilige Gees wat in ons is. Johannes 16 vers 7 sê, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Nou wat is die voordeel daaraan? Want gaan die Heilige Gees vir julle stuur, wat nou woon in elke gelowige. In die Ou Testament was God by mense, nou woon God in en onder sy mense. En dis wat so wonderlik is. Nou nommer 3, die hemelvaart beteken, daar is nou voorspraak vir ons. Romeine 8 vers 34 sê, Christus is dit wat gesterf het, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Watter troos, so wanneer jy swak voel, wanneer jy struikel, wanneer jy huil, jy weet nie hoe om te bid nie, dan tree Jesus vir jou in. Die hemel is nie stil oor jou nie, Jesus noem jou naam voor die Vader. Ek sê altyd vir die mense, hoe werk gebed? Ons bid deur die Heilige Gees, tot Jesus, wat aan die regterhand van God sit en vir ons intree by die Vader. Hy is ons Parakletos, die een wat intree vir ons. Deur die Heilige Gees, tot Jesus, tot die Vader. Dis ons bid. En dis hoe ek en jy moet bid, en vir God sê dankie, dat hy Jesus laat opvaar het, dat Jesus in die hemel is, hy is aan die regterhand van die Vader, waar hy intree vir my en vir jou. Vierdens, hemelvaart gee die kerk 'n opdrag. Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Ek het gister by Johan Roux, ons rekenmeester wat oorlede is, 'n begrafnis gesê, een ding wat ek van sy dood gaan onthou, die dag voor hy dood is daai siel wat ek vir die Here kon wen, daar by sy sterfbed. Dit was vir my totally awesome. Dit was vir my so wonderlik. Dit was vir my so special. Jesus sê ons moet 'n verskil maak. Maak disippels, gaan dan heen, maak disippels. Wees vir my vrugbaar, sê die Here. Wees vir my 'n gesant, wees vir my iemand wat nie bang is om te praat nie. Ek het maandag aand by die Bible College gesê, geloof werk so, geloof kom deur die gehoor, en gehoor kom deur die getuienis. Deur die woord van ons getuienis. En ons hoor dit en die geloof kom. Dis wat ek en jy moet doen. Die disippels wou staan en kyk, maar Jesus wou hê hulle moes gaan, hulle moes preek, hulle moes getuig, hulle moes bid en hulle moes die wêreld bereik. So hemelvaart is nie net 'n wagtyd nie, dis 'n sendingtyd. Baie ouens sal sê, en aan die begin was dit veral so, ons moet nou wag dat Jesus weer kom. Luister, gelukkig het daai ouens daai tyd besef, dis nie hoe dit werk nie, want almal sou al dood gewees het en daar so geraamtes oor gewees het en nog steeds het Jesus nie gekom. Want hy sê, wat, daar is nie wagtyd nie, ek en jy moet 'n verskil gaan maak. Inteendeel, die woord sê dat ek en jy kan die wederkoms van Christus verhaas hoe deur die evangelie te versprei. Want hoe vinniger die hele wêreld die evangelie gaan hoor, hoe vinniger gaan Jesus kom. En ons is bang om vir mense te vertel. Ek het laas donderdag 'n verskriklike begrafnis gehad. Luister hierso, hulle is ateïste. So ek kon nie bid nie by die begrafnis, né?
ek kon nie uit die Bybel lees nie. En ek kon ook nie naam van God gebruik nie. Dis nou moeilik een, is dit nie? Maar julle, toe lees ek nou die begrafnisbrief. En toe lag ek maar net, want weet wat staan daar? Pa, ons sal jou weer eendag sien in die hiernamaals. Hoe skryf ateïste dit? En toe het ek nou my evangelie gebring, sonder om verse aantal, sonder om oor God te praat, maar hulle het die evangelie gehoor, want ek het die begrafnisbrief gebruik. En ek het gesê, ons lewens moet reg wees. Ons moet reg lewe. Ons moet die regte dinge doen. Het ek die Bybel gebruik? Nee. Het ek die naam van God gebruik? Nee. Het ek oor God gepraat? Ja. Jy sien, jy moet 'n verskil maak. En weet julle hoeveel predikante het nee gesê vir daai begrafnis? Ek dink 10 ouens het nee gesê voor ek gesê het ja. Want ouens dink, man, gaan help toe, man. Vir jou gaan ek nie help nie, want toe ek hulle vra, nou wat wil julle eintlik hê, moet ek doen? Nee, hulle wil net vir pa totsiens sê. Toe sê ek, is reg, ons gaan totsiens sê, en ons het totsiens gesê. En ek mag nie gebid het nie, maar weet julle, hoe het ek vir hulle laat totsiens sê? Ok, buig julle hoofde en sluit julle oë. Stilte. Terwyl ek hier in my binneste bid, daar die bies bewe. Jesus het opgevaar, maar hy het ons nie gelos nie. Hy het gesê, ek en jy moet 'n verskil gaan maak. Ek en jy moet doen dit wat hy sê. Ek en jy moet 'n verskil maak oral waar ons kom. En nie bang wees nie, ons moet Jesus bekend maak. So die kerk bestaan om siele te bereik. Om die evangelie te verkondig en Jesus bekend te maak. Nie net om dienste te hou en geboue vol te maak of gemaklik te leef nie. Dis sendingtyd. Siele te bereik, evangelie te verkondig en Jesus bekend te maak. Vyftens, die hemelvaart herinner ons dat Jesus kom weer. Jesus kom weer. Handelinge 1 vers 11 sê die volgende. Hierdie Jesus sal net so kom as wat hy opgevaar het. Eina. Soos het hulle hom sien opvaar het, gaan wie ever op die aarde is as hy weer kom, sien hoe hy terugkom. Dus vir kinders van God sal dit wonderbaarlik wees, maar vir hulle wat God nie ken, die gaan dit verskriklik wees. Die wêreld spot dalk, mense leef asof Jesus nooit weer kom nie. Nou, ek wil nou 'n groot term gebruik, wat selfs die Bible College ouens dink ek nie gaan verstaan nie. 2 Petrus 3 is die hoofstuk in die Bybel wat handel oor die eskatologiese verwagting. Wat in die lewe is dit, pastoor? Dis die leer oor die wederkoms, die leer oor Jesus wat weer gaan kom. En daarso sê hy dat mense hierdie verskoning gehad, dis al so lank dat Jesus nie gekom het nie. En ander het weer gesê, ag nee, hierdie is net 'n storie, want die gebeur al niks nie. Maar ons moet 'n verskil maak in hierdie wêreld. Die wêreld kan maar spot soveel as wat hy wil. Mense kan maar leef asof Jesus nie meer kom nie. Ek gaan so leef. Ek het vandag vir iemand vertel wat vir my gevra het, of gistermiddag. Sy is 21 jaar oud, sy het my 'n klomp vrae kom vra. Sy het 'n sessie met my gehad om vir my te peper met Bybel vra, wat sy nie verstaan nie. En kyk, as 'n tiener eers met dit kom, ons, jy weet. En sy vra vir my die volgende. Sy sê maar, wat as 'n ou kom en sê daar's nie 'n God nie, wat moet ek vir hom antwoord? Dan sê ek, dis baie eenvoudig. En haar oë het net so groot oop gegaan toe ek vir haar sê, dan sê vir daai persoon die volgende. Kom ons gestel vir 'n oomblik jy's reg. Jy weet so jy laat die ou goed voel. Kom ons veronderstel vir 'n oomblik jy is reg. En daar is nie 'n God nie.
Weet jy wat, so as ons doodgaan is daar niks en dan is ek ook okay. Maar kom ons gestel vir 'n oomblik, ek is reg. En jy's verkeerd. Dan ek alles om te wen en jy alles om te verloor. So ek glo eerder wat ek glo. Want ek het niks om te verloor nie. Ek kan net baat. Ek sê in daai ou gaan vir jou niks kan sê nie. Want jy het mos nou sy siening oorgedra en joune. Ek en jy moet besef, waar is 'n God? En die wederkoms is ook 'n realiteit, dit kom. En die Bybel sê aan die einde van die dag sal sekere goed gebeur en die meerderheid van daai goed het reeds gebeur. So Jesus kom ergens. Ek weet nie of dit in ons generasie gaan wees nie, maar dit kan nie te ver wees as ons kyk na al die tekens wat die woord gee en wat in die wêreld gebeur. Jou moontlik ons kleintjies gaan dit beleef, ons weet nie. Maak dit seker jou saak hoe God is reg. Want dis wat Jesus gesê het met die hemelvaart. Gaan heen, gaan uit, maak 'n verskil vir my, want ek kom weer, ek kom om my kinders te kom haal, en as jy reg is, gaan jy saam, en as jy nie reg is nie, groot stryd, groot moeilikheid. Jesus sal net so weer kom. Die Bybel sê hy kom terug, nie as lam nie, maar as koning. Nie in swakheid nie, maar in heerlikheid. Openbaring 19 vers 11 sê, en dis Johannes wat sê, ek het die hemel geopend gesien. Jy sien, die eerste keer is daar 'n kruis, maar die volgende keer is daar 'n kroon. Toe Jesus gekom het dit gegaan oor die kruis. As hy weer kom, gaan dit oor die kroon. Die koning wat kom. Kom ons kyk na die praktiese toepassing. So hou op om net te kyk, begin beweeg. Dit maak my, ja, ek hoop net ek gaan weer opkom, maar kyk gou hierso. Ek ken so baie mense. Here, ek wag om die stem te hoor. Here, ek wag dat u met my praat. Here, ek gaan nie beweeg tot u met my praat nie. Jy gaan 'n geraamte word. Want Jesus het nie gesê, gaan sit en wag nie, hy het gesê, gaan alleen en maak disippels. En in daai proses sal hy met jou praat. As ek en jy in beweging kom. Weet julle, ek ervaar ook hoe die Here die meeste met my praat, as ek aan die gang is. Dit is my baie vreemd. Ouens wil oor die algemeen sê, jy moet gaan stil raak, en die stem van die Here hoor. Weet jy hoe besiger ek raak, hoe meer hoor ek sy stem deesdae. Hoekom? Want jy is besig met sy dinge. Jy is besig om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Dis wat Jesus wil hê. Hy wil nie ons moet gaan sit nie. Kan ek maar vir jou sê, die oomblik wat jy moet gaan sit, en jy's klaar, kom hy jou haal. Want as jou werk klaar. Want terwyl jy nog aan die gang is, moet nie gaan sit nie. Bly aan die beweeg vir hom en sê, Here, ek gaan aan die beweeg bly vir u. Want Here, dit gaan oor u. Dit gaan oor die werk. En dis wat die wederkoms oor gaan om te sê, ek en jy moet werk, totdat Jesus dan weer kom. So ek en jy moet ophou net te kyk, begin beweeg. Party gelowiges kyk altyd terug, kyk altyd op, maar beweeg nooit vorentoe nie. God roep ons tot aksie, geloof en gehoorsaamheid. Tweedens, leef met hemelse fokus. Kolossense 3 vers 1 en 2 sê, soek die dinge daarbo. Want hierdie wêreld is tydelik, ons burgerskap is in die hemel. Derdens, werk terwyl daar nog tyd is, want Jesus kom weer. Daarom preek die evangelie, herstel verhoudings, leef heilig en dien getrou. En ek en jy moet werk terwyl daar nog tyd oor is. Wees getrou aan jou roeping,
Laat jou lewe aan Jesus oor, laat hy van Jesus getuig jou lewe en dan gaan jy sien, dan gaan 'n verskil kom. Ek vat alles saam, die disippels het opgekyk, maar hulle het anders teruggekom, toe hulle terugkyk, of afkyk, want na die hemelvaart het die vrees verdwyn, die krag het gekom, die vuur het geval, en die kerk ontplof in herlewing. En dis wat ek wil hê. Here, ek soek herlewing in my lewe, ek soek herlewing in die kerk, ek soek herlewing in hierdie wêreld van ons. Waarom het die disippels so opgetree? Omdat hulle besef het, Jesus is nie weg nie, nou regeer hy. Hy regeer tot in alle ewigheid. Die troon van Jesus is nie leeg nie. Die troon van die hemel is vol. Want die Vader sit daar, Jesus is daar aan die regterhand van die Vader, Jesus leef, Jesus regeer, Jesus tree in, Jesus stuur sy kerk, en Jesus kom weer. So moet nie opkyk nie. Staan op, ontvang krag, en verander die wêreld in die naam van Jesus. Dit moet die boodskap van die hemelvaart wees. Ek en jy het iets om te doen. Sodat as Jesus dan kom, dat ek reg is, om saam met hom te gaan, en vir ewig by hom te wees. En ek wil afsluit met hierdie laaste gedagte, en dit so probeer definieer. So baie mense mors hulle lewens. As hulle terugkyk op hulle lewe en hulle kyk so terug, dan sien hulle niks nie. Want daar is niks nie. Jy het niks om te wys nie. Jy het niks om te wys wat jy het in die Here nie. Dis tyd dat jy begin opstaan en sê, maar ek wil iets wys van Jesus in my lewe. As ek terugkyk, wil ek iets hê om te wys. Nie niks nie. Nie net 'n leegheid en ek het nie vorentoe gegaan nie. Moenie dat jy op jou sterfbed kom en sê, ag het ek maar nie. Het ek maar net meer 'n verskil gemaak vir die Here? Het ek nie maar net meer gedoen? Het ek nie maar net meer die evangelie gebring nie? Ons moet nie so redeneer nie. Ons moet sê, Here, ek gaan vir U 'n verskil maak. En U gaan vir my help. Kom ons buig ons hoofde. En ek wil hê, kom ons staan net eers almal voor die Here. Ek gaan vra dat almal opstaan. Het nou gehoor, die boodskap van die hemelvaart is hou om op te kyk en begin 'n verskil maak. Eintlik gaan dit hou op om net te kyk en maak 'n verskil vir die Here. Hou op om net stil te staan of stil te sit of te lê. Staan op en gaan maak 'n verskil vir Jesus. En hou op om na mense te kyk, want mense gaan van jou skinder, mense gaan van jou praat, mense gaan sleg van jou praat, maar ek en jy moet vashou aan die Here en sê, Here, ek gaan nie meer kyk na om my, en ek gaan nie meer opkyk, en ek gaan nie meer afkyk nie, ek gaan my oë op U hou, en ek gaan vir U 'n verskil maak in die naam van Jesus. Dankie dat U vir ons gaan help, Here, hulle wat ook inluister, ek weet, U het vanaand met ons gepraat, en U het gesê, ons moet 'n verskil maak vir U. Here, ek wil net vanaand U naam loof en prys. I just want to speak the name of Jesus. Want U het die prys betaal, U gesterf op Golgotha, U dood en hel oorwin, U het opgestaan, U het opgevaar vir ons plek te gaan berei. Here, maar U het gesê, U kom weer om U kinders te kom haal, sodat ons ewig dan by U kan wees. En dis die boodskap van die hemelvaart, daai plek wat U gaan berei het, die feit dat U weer kom, maar ook dat U ons nooit alleen los nie. Die Heilige Gees, God self is by ons en in ons. Dankie daarvoor. U sê die wonderlike God. Dankie dat U in ons sak is. Ek loof en prys U naam. Ek loof en prys U naam. Samantha gaan sing vir my daar saam met Annika.
Ek en jy moet 'n verskil maak vir die Here. En ek dink jy het al ooit so 'n boodskap van hemelvaart gehoor, jy gaan maak 'n verskil. Die hemelvaart sê, kom in beweging. Want voor ons in beweging gekom, gaan die Here nie weer kom nie. Want wat sê die woord? Die Here wil elkeen kans gee om tot bekering te kom. En hoe vinniger ons werk gaan doen, hoe vinniger gaan dit heel moontlik gebeur. Maar ek en jy moet 'n verskil maak vir die Here. Kom ons praat met Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. I just want to speak your name, Lord. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. So every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul captive
Here se woord is awesome, nee. Dankie Pastoor Andries. Ek voel net die salwing van die Here. Soos hy is groot en hy is goed. Amen. Kom ons sluit ons oor en sluit ons af. Dierbare Vader, ons eer en aanbid U vanaand. Want U is goed. U is groot. U is getrou. U is almagtige God. U is heilig, heilig, heilig. Ons eer U vanaand, Here, dat U 'n weg gemaak het vir ons as sondaars om gered te word. Om te weet ons koning kom weer. En hy gaan ons kom haal. En Here Jesus, waar hy vanaand sit en vir ons intree, sê ons vir U dankie. Dankie dat ons weet, Here, U gee nie moed op nie. U het die Gees gestuur en hy tree vir ons in met onuitspreeklike sigting en hy tree in volgens die wil van God vir ons. En U bereik U doel met elkeen van ons en ons dankie daarvoor. Seën elkeen nou, Here, waar ons uit mekaar uitgaan, dat ons veilig sal wees en dat ons U naam sal verkondig, soos ons vanaand gehoor het. Dat ons 'n lewe sal lewe wat van heilig maak, en Here, dat ons sal weet, ons behoort aan U. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Seën vir almal, mooi ry.